Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is 'n plek wat jou hart koop maak. Hier sal jy boer. Hallo en welkom by Nisboere hier by Bank Lodge. Ons anker die volgende 2 episodes vanaf hierdie pragtige bestemming. Hier is 'n voorsmaakie van vandag se episode. In hierdie episode van Nisboere, ons kuier by Fyn Botanicals. Camisa Farm se fondasie is volhoubare agritourisme. Ons kruie kuier by Antoinette Pinaar is ook aan die beurt. Terug by Banhoek gesels Corneille met Beyer Streeter, Beyerskloof se bekende koning van pinotage. Hier's Corneille. Bank Lodge is deel van die Champs-Élysées groep en 'n bekende Nisboere bestemming. Angelique vertel ons meer. Dis 'n voorreg om die Nisboere span by Banhoek Lodge te verwelkom. Die prentjie mooi Stellenbosch bestemming vorm deel van die Sunshine Leisure Groep se luukse akkommodasie. Kom ek wys jou hoe mooi is dit hier. Die lodge is aan die Helshoogte pas tussen Stellenbosch en Franshoek geleë. Hierdie butiek gastehuis spog met luukse akkommodasie omring deur asemrowende landskap. Dis vir die liefhebbers van uitsoekverblyf en doen dinge wat eie is aan die Wes-Kaapse wynland en die omliggende omgewing. Vir meer inligting oor ons bestemmings in ons portefeulje, besoek sunshineleisure.co.za. Daar's hy. Banhoek Lodge is gerad met sy Nisboere baadjie. Bank Lodge in hierdie pragtige vallei bly dan 'n ideale vertrekpunt na indrukwekkende nisboerderye. Maar voor ons gaan inloer, kyk gou hierna. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300,000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Dit vandag tog jou Nisboere idee want daai bakkie soek 'n baas. Maar nou is dit tyd om te leer van Fyn Botanicals. Geniet die bydra. 2008 ek in Montetjie aangekom. Toe was dit nog 'n klein plattelandse dorpie en ek onthou selfs oor etenstyd het mense sommer gaan rus en gaan slaap soos 'n siesta. En ja, van daar af het dinge net verder ontwikkel en die naam was eintlik altyd Kogmans Hoekfarm, maar ek het gevoel die regte naam is Kogman en Keisie, want hierdie is waar die Kogmans Kloof en die Kogmans Berg hierso en die Keisie rivier bymekaar kom en dis waar die twee omtrent trou. Dit was toe seker so 4 jaar van alleen bly. Dat gaste eendag gesien het ook, ja, ek blyk so 'n bietjie alleen en hulle ken 'n meisie, sy's baie oulik, sy's blond en mooi en die beste van alles te hoor ek sy het 'n wurmplaas, dis stel ek onmiddellik belang. En ja, toe het ek en Liana so ontmoet en sy het ook soos handskoene ingepas. Haar droom was ook altyd gewees om op 'n plaas te bly en dit te ervaar. En ja, en so het ons toe vir Anu gekry eventueel en hy's nou 12 en daar 6 jaar later ook vir Lilia, sy's nou 6. Maar saam met dit alles, natuurlik het ons ook geboorte gegee nog aan verskeie ander besighede. My liefde van plante en plantgenesing en die geure van plante is vandat ek 'n klein dogtertjie is. Ek onthou as 'n dogtertjie het ek altyd in die tuin gespeel en dan het ek en my sussie brousels gemaak van jasmijnbloeisels en blommetjies en ons het medisyne gemaak van elke liewe plant. En dit het my nooit verlaat nie en ek het op die einde gaan landskapargitektuur studeer en ook antropologie. Ek het klas gegee by Tikkies en by UCT in die verhouding tussen mense en plante en omgewings en landskappe. En in dit het ek baie keer gebestudeer die verhouding tussen mense en plante en genesing. So dit was altyd deel van my lewe. En toe ek op die einde vir Petrus ontmoet en ek word geplant hier so op hierdie grond, toe was dit 'n natuurlike uitvloeisel van alles wat reeds binne my was. En ons is so gelukkig met Montetjie, want Montetjie is al vir eeue is dit bekend as 'n genesingsentrum. So toe ek hier geplant word, toe begin ek dit agterkom maar hierdie plante, daar's iets regtig spesiaal hier. En dit is waar dit begin het. 'n goeie voorbeeld
voorbeeld van hoe my produkontwikkeling proses is, 'n goeie voorbeeld is dan om 'n doelgerigte geur vir 'n besigheid of 'n hotel te maak. 'n Besigheid sal na my toe kom en sê hulle wil graag 'n geur hê wat hulle karakter vasvang, wat hulle dan in hulle ruimtes kan gebruik. My eerste stap sal wees om die landskap te gaan sien. So ek sal gaan en ek sal die landskap gaan bestudeer. Ek sal dit gaan ruik. Op 'n plaas sal ek gaan plante oes om dan te ekstraheer vir die geur. En dan sal ek ook die storie van die plek, die storie van die mense, die ethos, die karakter, sal ek probeer vasvang. En dan sal ek terugkom met dit en dan sal ek met daardie sal ek dan 'n geurprofiel ontwikkel. As ek kon plante oes, dan sal ek 'n tinktuur maak daarvan en dan sal ek met die tinktuur sal ons dan 'n geur ontwikkel saam met van die note wat dan spesifieke karaktereienskappe dan verteenwoordig en baie keer uitbring, simbolies of selfs met die geur. Net om die tinktuur te ekstraheer vat minimum 2 maande. En dan daarna vat dit vat weer tyd vir die parfuum of die geur om te verouder. So ja, dit kan tot 5 maande vat vir 'n geur om ontwikkel te word in sy volheid. En dan kan dit toegepas word in ander produkte ook nog en dit vat nog tyd. Ja. As mense fyn botanicals gebruik, my hoop en my wens is altyd dat mense kan voel die liefde waarmee ek dit gemaak het. So ek maak nie produkte as ek in 'n slegte by is nie, glad nie. Ek glo absoluut dat my slegte by gaan in daai produkte ingaan. So ek maak net produkte as ek in 'n goeie by is. Ons sing in die werkswinkel baie keer. Ek voel regtig vreugde en dankbaarheid is in die produkte en ek hoop regtig ons kliënte kan dit voel. Dit was 'n mooi simbiosiese verhouding, Kochman Casey. So bring die mense, dan kom die mense en hulle ervaar dan ook die ander produkte wat ons maak, soos die Fyn Botanicals produkte en die Growfolk produkte. En Growfolk en Fyn het ook 'n baie simbiosiese verhouding met natuurlike plantsorg aan een kant en dan natuurlike velsorg. En dan het ek ook 'n groot liefde vir erfsaad. Ek versamel al vir baie jare erfsaad van reg oor die wêreld. Die mense pos vir my. En nou, ek het 'n groot versameling en dan my grootste liefde is dan vir die tomaties ook. Allerhande kleure, geure, groottes. Die mag soms lyk soos 'n klein plaasie, maar ek altyd sê hy het 'n windpomp ook. En behalwe vir dit, daar gebeur regtig baie. Daar's altyd iets aan die gang. So soms het ons klein boutique troues, ander keer het ons etes vir die gemeenskap. En die etes is dan van die grond tot die mond. Partykeer het ons selfs ook 'n wynplaas wat wyn daarmee saampas. En dan anders as dit doen ons ook werkswinkels. En die werkswinkels is uiters interessant. Fyn Botanicals werkswinkel is 'n natuurlike velsorg werkswinkel en ek dan doen ook 'n distillering gedeelte en Liana doen al die res. En dan het Liana ook waar sy ook mense met reuke leer en wat hulle eie produk ook so kan skep. En dan met Growfolk het ek natuurlik om grond op te bou en grondmikrobes en ook goeders oor organiese boerdery en sovoorts wat ek graag doen en met mense deel. En ja, verder as dit dink ek daar's tog soveel geleenthede en dinge wat ons nog wil uitbrei en veral in terme van die werkswinkels en die kursusse. Net hierna, ons kuier by Camisa Farm. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Voordat ons Camisa Farm verken, is dit tyd vir 'n krye kuier. Hierdie kykie 3 blare is die fynste ou kruitjie, want dis vir ons vrouens. As jy nou sien hier, hy het 3 sulke vingertjies, sulke fyn vingertjies. En die kykie 3 blaar gebruik ons saam met kankerbossie. Saam met ons kankerbossie is die kykie 3 blaar nou vir as jy sukkel met endometriose, of jy wil graag swanger raak, of as jy nou ouer is soos ek wat nou al my oorgangsjare het, daar waar die hormone sukkel. Ek dink mans moet baie versigtig wees vir 'n vrou in haar oorgangsjare, want die emosies wat deur jou gaan is iets vreesliks. En hier is dit wonderlik om te beleef dat krye nie net fisies werk nie. Hy werk ook op emosionele
vlak, want mense is emosioneel so de mekaar en jou liggaam voel so de mekaar. Dan kom kykie Drieblaar met haar ou 3 vingertjies en sy hark jou so nader. Vir ons vrouens wat so in ons oorgangsjare aan die sweet raak, dat jy lyk soos 'n lopende waterval. Susters, dis ons se krye, ons se kykie Drieblaar. Van hom vat ons 'n teelepeltjie se waarde. As hy nou droog is, en 'n teelepeltjie is so min of meer, want hy's mos nou 'n kry, jy kry na aan jou gryp. En hom gebruik jy 'n teelepeltjie saam met 'n teelepeltjie kankerbossie op 'n liter kookwater, laat hom afkoel tot koud, sit hom in die yskas en dan gooi jy begin met 'n kwart koppie. En om die krye uit die yskas uitgooi, uitkom gooi jy bietjie warm water by. Jy begin by die kwart koppie 3 keer 'n dag en so na die 3de, 4de liter werk jy hom op na 'n halwe koppie, nooit meer as 'n halwe koppie 3 keer 'n dag nie. En jy sal sien hoe lekker begin jy in jou liggaam te voel, amper weer soos jouself. Soos beloof, hier is Camisa Farm. So we were living in Spain and actually working in property, and I was running retreats and hiking in Mallorca in Spain. And then we chanced upon a book called The Omnivore's Dilemma by Michael Pollan. And that was just a complete light bulb moment for both of us. And we suddenly realized, without having known it before, that we were passionate about sustainable farming. And so we came back to South Africa and we got involved in sustainable farming, and that's been our lives ever since. We've farmed for the last 6 years very much on a trial and error basis. We've made every mistake in the book. A lot of the things that we initially thought were going to be a big success have not worked. So, for example, almonds were very difficult, and so we're currently in the process of pulling those out and replanting with avocados, which have done very well. Our olives, we have also a number of different varietals, but we mainly farm Arbequinas. We farm Dexters, so they are half-size cows. They're very small and they're easy to handle as well and very friendly, and they don't have horns, most of them, which obviously makes them much more of a pleasure to work with. Our big thing here is diversity and soil health. And one of the best ways of getting diversity is by planting lots of different things together. It makes it very difficult to farm because not everything needs the same nutrients to work with. But we've planted what we call food forests in between our orchards of almonds and olives. So we have macadamias, pecans, walnuts, lots of lemons, all growing amongst our other trees. Then we still have one vineyard, from which we get our Syrah. We have 6 cabins on the farm. Accommodation is very important to us. While we're waiting for our trees to come into production, the accommodation provides a very necessary income to support everything that we're putting into the farm and the infrastructure. One of the nice things about coming to St Camisa Farm is that you can have a full farm experience without needing to own a farm, and you can enjoy many of the products that we produce. So, for example, every guest that comes to the farm gets a bottle of our wine to enjoy with some of the meat products that we make, and then they obviously get olive oil supplied to the cabins, and the olive oil is also used in the soap that we use and supply the cabins with for guests to enjoy. So I think the most important thing that they expect when they arrive here is the spectacular views. Every cabin has a unique vista across the amazing landscaped orchards that we have here. And the views towards Siemensberg Mountain and Hutchinson's Peak on the other side are just spectacular, especially in the evening when the sun goes down and everything glows orange. It's unique. The other thing I think that makes us special is the fact that we have 60 hectares of beautiful fynbos that you can hike through in total security, beautiful mountain bike tracks that are looked after, and a mountainside that is combed
at least 4 or 5 times a year to remove any trace of aliens. So definitely get to know the farmers in your area, especially ones that share the same values as you do. For example, when we arrived here, we reached out to Farmer Angus, and he's become very good friends with us and has been invaluable in the depth of his knowledge and the advice that he's given. Doesn't mean we've always followed it, but we usually regretted it when we didn't. And just get to know the farmers in your area, because they know the land and they know exactly what works and what doesn't. And especially if they're following the same idea of you as being a sustainable farmer, then that's going to be the best source of information possible. Net hierna, ons gesels met Beyer Streeter, die koning van pinotage. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Beyer Streeter het geen bekendstelling nodig nie. Sy spore lê diep in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en daarom verdien hy sy titel van koning van pinotage. Beyer, baie welkom by ons. Nee, maar baie dankie. Dankie dat ek op die program kan wees. Dankie Beyer. Maar ja, presies, Nisboere gaan oor anders te dink, uit die boks uit dink, goeders op 'n nismanier doen. Ook julle aanvaar ek doen ook seker maar dinge bietjie anders daar op die plaas. So ek wil ietsie vertel daarvan. Ja, ek dink as jy aan pinotage dink, jy weet, pinotage het 'n uniekheid op hom. So ek was altyd mal oor pinotage, jy weet, ek in die ou dae toe ek begin het op Kanonkop jare terug, jy weet, pinotage was 'n wonderlike ronde, vrugtige wyn en dan gaan hy 'n ou houtvater, dan kom hy daar uit, dan smaak hy heel anderste en daar het ek begin belangstel in pinotage en soveel so, dis eintlik 'n unieke ding. Pinotage is die enigste Suid-Afrikaanse variëteit wat kommersieel beskikbaar is. Ons wyn is definitief goed, maar van julle kant af, die plaaslike mark teenoor die buitelandse mark, is daar 'n split hoe julle dit benader of aanvaar is lonender om uit te voer? Dis 'n baie interessante vraag, maar dit verander ook tussen mense. Jy weet, sommige plase, ons byvoorbeeld op Beyerskloof is 85% binnelands. Want die ouens kom van oorsee af kuier hier. Dan sien jy jou handelsmerk daar, dan vra jy maar waar is jou handelsmerk hier? Ja, natuurlik. So die mense wil raak sien, dan kan jy daar gaan hier gebruik. sien en dan natuurlik, jy weet, in Suid-Afrika. Ek het nou met pinotage laas jaar, toe hy 100 jaar oud is, het ek gaan toer. Ja. En die pinotage het in Afrika baie goed ontvang. Dis interessant. Die interessantste deel, ek dink dit was in Nairobi of een van daai plekke het hy opgestaan en sy hand opgesteek en gesê hy wil by my weet hierdie variëteit pinotage is dit 'n Afrika variëteit. Ek sê vat hom en maak hom 'n Afrika variëteit want dis ons. En dan in Suid-Afrika jou kliënte is absoluut familie. Ja. Die pryse, hoekom is sekere wyne, ek wou presies bekostigbaar en anders die diesel is aansienlik meer, is daar redes daarvoor? Die ekonomie druk altyd. En die ekonomie het nog altyd gedruk. Ek meen as jy 20 tonne hektaar kry teenoor 5 tonne hektaar, maak dit 'n enorme verskil. In rand en sent uiteindelik. Hierdie intreevlak vir ons is nou 30 jaar oud. Tans is hy so oor die R100 en ons maak 1 miljoen bottels. Ons het al 1.2 by verre die grootste pinotage. Maar dit is 12 tot 15 tonne hektaar van dit af. Nou gaan jy na die tweede ene toe, dis Kriekbult. Baie bekende pinotage plaas in Stellenbosch. En Kriekbult is byvoorbeeld uit een oog kom soms tot 3 lote en elke lot het 2 trosse op. Hierso het ons 2 lote. So ons het 4 trosse op 'n tappie. En hy gaan in 50% nuwe eikenhoutvate en 50 tweede gebruik. Nou eikenhoutvat kos al tussen 15 en 25.000 rand afhangende wat jy koop. En houtvate is nog 'n ander dag se gesels. Die laaste een is diesel. En dis my hond, dis my hond van 95 kg boonbel. Ek gevra ek aanvaar met die hond op die etiket. En hy het bekend geraak en daar 4 tot 5 ton. Baie net weer eens om oor nisboere, ons kyk altyd na anders te dink, terugploeg in die gemeenskap. In julle area met julle plaaswerkers in die gemeenskap, hoe's julle betrokke daarso? Ek dink op elke plaas waar daar gekyk na die kinders, na hulle opvoeding, kan hulle universiteit toe gaan en alles. Ons op die plaas, wie weet toe ek, my ma
Sy's jare terug oorlede, maar my ma het eers 10 jaar nadat ek in die wynbedryf is en een of ander prys gewen het op iets na my toe gekom en gesê, my seun, ek is baie trots op jou. Ek sê, ma, hoe gebeur dit nou eers? Maar my ma het gesê, jy weet, drank en kinders werk nie saam mee. En toe besef ek, toe ek 50 jaar is, ek moet ook iets begin doen. En ek het Faith Fund, Vitale Alkohol Syndroom fonds begin en ons hou 'n veiling op die plaas 1 keer 'n jaar en 'n vrouedag wat ons inkomste uitkry. En ons het 2 klassies met Vitale Alkohol Syndroom kinders wat spesiale onderrig kry en ons finansier dit per jaar. 'n Laaste vraag, ek weet mense altyd nog baie praat daar toe sy tyd uit. Weer eens terug na die NIS. Ek weet daar's wynplase wat die plastiekbottel gekry het en ander het die alkoholvrye wyn. Die hele tyd is die ouens besig om te eksperimenteer, groter bottels, kleiner bottels. Is daar enigiets wat jy of na kyk of beplan om na te kyk toekoms of weer bietjie anders te wees of wil jy net die beste wyn wat bestaan maak? Kyk, ek dink tans in die wynbedryf is maar tradisioneel. Jy bly by wat werk en wat tradisioneel reg is, houtvaatjies, volwyne en so aan. Maar daar is ook 'n neiging in die wêreld na laer alkoholwyne. Pinotage hou van tussen 13,5 en 14,5 alkohol en in koeler area is eintlik 'n bietjie hoër. En ek dink ons hou maar van alkohol want dis waar die soet ronde geure ontwikkel en kleur ook. Maar ons begin kyk en eksperimenteer almal met miskien 'n bietjie laer alkoholwyne. Dis een van die oefeninge waarmee ons besig is op die stadium. Ja, dis mooi te hoor. Maar as hardop ongelukkig soos altyd tyd, maar verskriklik dankie as jy soos Gary Player ons land op die map gesit het met golf. Weet ek dis wat jy gedoen het. So ek wil net sê dankie vir wat jy vir ons doen vir ons land met die wyn, maar ook die af van die bal dinge wat jy terugbly gemeenskap en dis kom jy suksesvol is en ek dink om dit saam te vat as ek so net luister, is nie 'n eendag cricketwedstryd. Jy praat van is lang, is 10 jaar en 20 jaar en daar is 'n langtermyn. As jy hier in is jy in vir die long run en dit is regtig lekker. Dit was lekker wees en baie dankie vir wat ek aanvaar nou gaan agterbly. Ek gaan nie toelaat om te ry met hierdie dit gaan jou kar net swaar maak. Dit gaan sleg lyk as jy 'n pad toe kan ry. So dankie vir baie dankie dat jy kom in Ek wil vir Nisboere ook baie dankie sê dat julle die boerdery en alles om die boere promoveer en dis wonderlik om dit vir ons te doen. Baie dankie. Ja, baie dankie. Wys net voor ons groet, onthou asseblief om in te skryf vir ons kompetisie. Al die inligting verskyn hier onder aan die skerm. Tot volgende keer. Totsiens en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Volgende week in Nisboere. Ons proe brandgoed by Pano Chili Oil Company. En daarna soet en sappige pitlose tafeldruiwe by Mooi Gesig Estates. Daar's ook 'n kruiekuier saam met Antoinette. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.